wat ons pas gesing het, geliefdes, is dit ook in aansluiting met vanoggend se verkondiging, waar ons hierdie lied gesing het. En met hierdie lied in ons gedagte en dit wat die Here in ons harte lê vanoggend, steek ons hierdie lampie hiervoor ook aan. En die wete dat God gaan waar ons gaan, en dat die Here ons nooit in die steek sal laat nie. Maak nie saak wat in ons lewens aan die gang is nie, maak nie saak waar ons reis nie, hoe ons soms voel nie. God is met ons waar ons gaan. En daar is niks in hierdie lewe wat ons uit sy hande kan ruk nie. Geen dood, geen lewe, engele bose magte kan ons van die liefde van ons God skei. Sy liefde vir ons en ons liefde vir hom. Goeiemôre geliefdes en baie welkom by vanoggend se erediens. En wat 'n voorreg om saam met u elkeen vanoggend aan die voete van die Here te kan stil word. Dit gesê, verskoon en vergewe dat ek nie kom groet vanoggend soos altyd en soos wat ek altyd doen nie. Ek is nie so lekker soos wat ek graag wou wees nie. Ek voel nie lekker nie. Ek wil nie u aansteek met enige iets nie. So verskoon dat ek nie kom groet het vanoggend soos wat ek altyd maak nie. Dit is ongelukkig, maar wat dit is dan ook vanoggend. Ook so welkom elkeen van u wat inskakel vanoggend by ons erediens, waar u ook al mag wees in ons land, waar u mag woon in hierdie wêreld. Baie welkom by ons erediens wanneer u ook inskakel nou of dalk later inskakel. 'n Geseënde erediens vir u ook en mag u ervaar daar waar u woon en bly dat God ook teenwoordig is in julle lewe soos wat God vanoggend hier by ons teenwoordig is en waar ons in sy midde ook dan vanoggend by mekaar is. Mag die Here julle help, ons help om ook te kan hoor wat die Here vanoggend met ons wil deel. Mag die Here kom en in hierdie komplekse saak wat God met ons wil praat, wat eintlik eenvoudig is, maar kompleks. Mag die Here deur die werking van sy Gees aan ons elkeen kom verduidelik wat die Here op sy hart het. En mag ons verstaan dit wat God met ons elkeen wil deel. Geliefdes, net so 'n paar afkondigings. Ek herinner u net aan die gemeenteete volgende Sondag. R50 per kop. U moet asseblief net u name, ek dink daar agter is 'n naamlys, u name opgee of net vir Evelien kontak. Dit is maar net om die getalle reg te kry, dit is maar kostes. So as u kan asseblief net help om die name op te gee, almal van u is genooi om hierdie ete dan ook mee te maak. Is die borde af? Ekskuus nou. Nee, ek het nou net vir 'n oomblik ek gedink die borde is af. Goed. Dan het Marlies dan ook donderdag aande om 6:00 het sy die geleentheid vir dames, Women Rise, vir die dames wat wil gaan saam bid, saam stil word aan die voete van die Here. Julle kan haar net kontak. Ek sit hierdie advertensies altyd op die blad. As u nie op die gemeenteblad is, moet u tog maar net vir my sê. Maar dit is op die gemeenteblad, donderdag aande om 6:00, ek dink is by haar huis. En dan woensdae aande jong werkendes, is dan Sylvia 25, nee. Sylvia straat, nee. Ja, ek dink so, Sylvia straat, nommer 25, jong werkendes. En ek dink eersdag sal ons dan ook hulle wat ons wat so 'n bietjie meer volwasse is, ook saamkom by dieselfde ruimte, selfde plek as die so dit begin 6:00 vir 6:30 en 7:30 is dit amptelik die begintyd vir hierdie geleentheid waar ons net saam kuier, saam bid en jy kom soos wat jy is, wie jy is, al wat nodig is dat jy kom en jou Bybel saambring
Niks anders nie, daar's geen reëls, niks attached, geen gemeentes attached, niks nie. Dit is net jy en kom ook saam stil aan die voete vir die Here, waar ons saam probeer verstaan en vir mekaar dan ook. Dan die 15de Maart het ons damesoggend, R150 persoon, asseblief, kom ons bemaak kom ons nooi mense uit om hierdie geleentheid by te woon. Dit is die tema gaan bruid in Godstuin, dis maar waaroor dit gaan, Jonas van der Merwe is die persoon wat so 'n bietjie met ons kom gesels, en daar is ook 'n ete wat saam met dit gaan. Daar's niets anders te doen nie. Ja, hulle kan net vir almal kontak vir kaartjies, as u net die kennis neem daarvan. Goed geliefdes, ons dink op hierdie stadium ook aan mense wat dan siek is, Pieter Kleinhans, ons dink aan Evan Oxwell, verstaan dat dit met Evan baie beter gaan na sy breinoperasie, baie dankbaar daarvoor. Ons dink aan Mani Texiera, wat baie sukkel met sy rug, Mani loop regtig baie swaar. Dan van die Marie van Wyk, het haar skouer baie sleg gebreek, maar ek kan hom nie op hierdie stadium regmaak nie. Sy moet eers wag. Ek dink hulle sal oor 'n maand, as ek reg onthou nou, sal hulle weer bepaal of hulle aan die skouer kan werk en wat hulle gaan doen. En ek dink steeds aan jou Lena en jou Pieter, ook met die dialyse waarmee jy besig is. Die Here se krag en seën ook vir julle en baie liefde vir julle ook in hierdie reis waarmee julle besig is. Dan dink ons ook aan Tannie Barbara Delport en haar agterkleinkind, tesame met klein Henry se pa en ma, Henry en Chantel, en dan Piet en Mitri Delport, jy sal hulle onthou, is deel van ons gemeente gewees. Klein Henry het die Kabuki-syndroom en hy moes 'n operasie ondergaan het om funksies wat hy moes aanleer as gevolg van die Kabuki-virus, was een van dit om te leer sluk en dat sy spysvertering goed werk en al daai klas van goeders. En Henry het soveel verbeter dat hulle besluit het om die bekbuis wat hulle ingehaat het, om sy voeding vir hom te gee en sy rek en sy maagie, dat hulle dit kan uithaal en dat dit met hom beter gaan, dat hy beter funksioneer. Dis ons reg dan nie, ek het dit so en dan die daai ontsteking veroorsaak, soos wat ek verstaan het. Hierdie wat 'n bevorderde operasie behoort te gewees het vir hom, het in 'n sepsis veroorsaak, maar soos wat ek verstaan, vanoggend gaan dit so klein bietjie beter. Hulle wag net vir die infeksie uitslaan net aan die Barbara se reg onthou. Dis wat Chantel vanoggend met my gekommunikeer het. Maar nietemin, kom ons dra net die familie op, hierdie klein seentjie op aan die Here. Is 'n pragtige kind, is regtig 'n klein fightertjie. Ons bid vir hulle en dra hulle op aan die Here, en is dan die Barbara ook vir hulle so kan sê. Ons dra as gemeente, as geliefdes van die Here, hulle op aan die Here vanoggend. So ook aan, ek is steeds aan jou Robert, Orrin sterkte ook met oom se pad en waarmee oom ook besig is. Dan geliefdes wat persone in die dood afgestaan het, Marie Bester, ons bid vir haar, dan is dan nie baie sterkte steeds vir julle, Kathy sterkte vir julle ook steeds, met die afsterwe van jou seun Anton. Ons dink ook steeds aan julle Adel en Tanya, met die verlies wat julle gehad het, en dra ons julle elkeen op aan die Here. As ons iemand uitgelaat het, vergewe my daarvoor. As ek nie van jou weet nie, dan moet jy vir my sê, anders dan gaan ek nie van jou weet nie. Ek gaan sommer dit net so reguit sê. Dit is vir my moeilik as ek via die grapevine hoor jy is siek, of daar's 'n probleem by jou. Die grapevine werk nie altyd so lekker, dit kom baie keer baie laat by my uit. Laat weet my asseblief, en as jy kennis neem daarvan, laat weet my, sodat dit by my kan uitkom, en ek kan aandag gee aan julle. Esmee, ek sien jy sit ook daar, Esmee, baie sterkte ook vir jou.
die herstel van jou bekken nadat jy baie sleg geval het, in die herstelpad waarmee jy besig is. Geliefdes, kom ons word nou stil aan die voete van die Here, kom ons nader tot ons Here, kom ons bid tot ons God, en ek wil hê dat jy sal weet vanoggend, wees stil en weet, die Here is hier met ons nou. Gees en in die waarheid, Here, soos wat ons hier voor U sit, kniel ons ook nou voor U. Kom word ons stil aan U voete, Here. En dankie vir die voorreg wat ons het, om dit te kan doen, te mag doen. Here, U ken ons harte. U weet wat in ons lewens aan die gang is. En daarom dink ek, Here, is dit ook belangrik, dit wat U met ons wil deel. Wat U met ons wil praat. Anders sou U dit nie op my hart, op ons harte kom lê nie. En ek bid vanoggend, Here, deur U krag, en die bereidheid wat ons het om te luister en te hoor wat U met ons wil praat, oud en jong, groot en klein. Dat U dit vir ons verstaanbaar maak, elkeen op die taal en die manier wat ons in verstaan. As mense in prentjies verstaan, Here, dat U vir hulle die prentjies sal wys. En hulle wat die woorde verstaan, woorde sal begryp en verstaan. Dat U dit afbreek en opbou, Here, vir ons elkeen, sodat ons mooi behoorlik hoor waaroor dit gaan, want ek weet, Here, dit is belangrik. Die besef in my eie hart het 'n dringendheid aan, Here, om dit met mekaar te kan deel. Dankie vir die ingryping op verskeie maniere in ons lewens, om die werklikheid en die diepte van U liefde vir ons, en ons liefde vir U te verduidelik, en te kan begryp. En mag dit ons elkeen vanoggend opbou, en versterk in ons geloof.
kan hier wees, dankie dat ons kan inskakel. Dankie vir u bemoeienis met ons, u geduld, u genade en u barmhartigheid, troue liefde. Lei ons nou, Here, ons almagtige God, hier waar ons voor u stil word, Abba Vader, Jesus, Heilige Gees. As niemand groter as u in ons lewens nie. En wanneer ons nou opstaan, Here, om hierdie lied te sing, hoor ons gebed en ons loflied tot eer van u. Amen. Ekskuus, gerad die lied wat ons ingehaat het, ek het dit nou omgeruil, kan ons dit sing, Jesus groot oom. Ek wil vra dat u sal opstaan en dat ons hierdie lied, verontmoedigingsloflied ook sal sing en dat ons ook die lied sal sing, maak oop die poorte.
ons is die tempel van die lewende God, soos God gesê het. Ek sal onder hulle woon en saam met hulle wandel. Ek sal hulle my gees gee en hulle sal my volk wees. Daarom gaan uit hulle midde uit en sonder julle af, sê die Here, en moenie aanraak wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle 'n Vader wees en julle sal my seuns en dogters wees. So sê die Here, die Almagtige, en so staan dit in 2 Korintiërs 6, daarvan vers 16 tot en met vers 18. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van God Heilige Gees. Geliefdes, die Here salf u en die Here seën u. Ontvang die salwing en die seën van ons almagtige God. Amen. Dankie, u kan maar sit. Vanoggend het ek gevra dat Gerard en Nelly vir ons onderskeidelik die wil van die Here voorlees, as ook die belydenis van geloof. En terwyl ons gereed maak om na die wil van die Here te luister, wat Gerard vir ons gaan voorhou, kom ons sing hierdie baie bekende lied. Gods wil vra al ons liefde. Dankie Gerard. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vassteek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Geliefdes, in antwoord hierop. Geliefdes, in antwoord hierop, kom ons sing ook hierdie verwerking in Afrikaans van die lied wat ons baie van ons mee groot geword het, op die melodie van Ja, en dit is vonk 180 en die jeugsaambindel was dit lied 25 gewees. Kom ons sing in antwoord op die wil van God wat ons pas gehoor het, hierdie lied.
Geliefdes, kom ons staan op, die van u wat wil opstaan, u hoef nie op te staan nie. Die van u wat kan staan op, kom ons bely ons geloof saam, soos wat Nelly dit vir ons gaan voorhou. Kom ons doen dit in stilte, kom ons luister na die woorde. Dankie Nelly. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit, die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword en mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy uit die dood opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees. Die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy spreek self tot ons en spreek tot ons deur sy woord. Ons glo aan een heilige geloofsgemeenskap, gebou op die leer van Jesus Christus, ons Here. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes, die doop van ons Here in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe na die dood, soos ons Here dit gee aan die wat in hom glo. Ons as gemeente Hartbeespoort, as huisgesin van God en as individu, bely ons liefde en getrouheid aan ons Here, Vader, Jesus, Heilige Gees. Amen. Baie dankie Nelly. Geliefdes, kom ons antwoord op die wil van God deur hierdie lied wat ons almal baie goed ken, teen die tyd ons glo. Amen.
gedagte wat die Here in my hart lê is 'n gedagte wat ek al baie met u oor gepraat het, maar en dit gaan oor die kernwaarde van geloof en 'n kernwaarde van 'n verhouding met God en 'n kernwaarde van 'n verhouding wat ons ook met mekaar het. Maar die week gesels ek met 'n jong man en ons praat so 'n bietjie oor die lewe en dinge wat ons ervaar in hierdie lewe, dinge wat ons beleef, dinge wat ons oorkom as gelowiges en as kinders van die Here, maar al hierdie dinge wat ons in hierdie lewe oorkom as gelowiges en kinders van die Here, gebeur ook met ander mense. Ek meen, ons lewe nie in isolasie nie. Ek meen, wat met iemand anders te gebeur met ons ook. Dis soos wat die Here sê, as dit reën dit oor almal, as die son skyn dit oor almal, en baie keer in hierdie lewe gebeur daar dinge goed en sleg met almal van ons. Maar in geloof is dit baie keer ook so dat hoe nader ons aan God beweeg het en die verhouding wat die Here met ons het en ons met die Here en 'n mens begin begryp iets daarvan, dan is daar baie keer dinge in hierdie lewe wat hierdie probeer besoedel, probeer breek, probeer veroorsaak dat ek en jy in hierdie verhouding wat ons het met God baie keer begin twyfel in onsself, twyfel in die feit dat ons kinders van God is, soos wat dit staan in 2 Korintiërs 6, daar in die einde vers 18, dat ons kinders van God is, dat hy ons Vader is, dan begin ons te twyfel, maar is ek 'n kind van God? Is God regtig my Vader? Want ek sukkel. Ek trek swaar. En baie keer in die lewe wil hierdie klas van goed, waarmee ons struggle in die lewe, veroorsaak dat ons begin twyfel in ons verhouding met God. Ons trek swaar en dan wonder ons. En in hierdie gesprek wat ek met hierdie jong man het, kom hy op 'n stadium en hy sê die volgende woorde wat my skud. Twee woorde. Twee woorde wat eintlik geloof en 'n verhouding met God en 'n verhouding wat ons met mekaar het, saamvat. En dis 'n komplekse term. En ek en hy begin reis rondom hierdie term. En die term wat hierdie jongman vir my sê, waaroor ons praat, hy sê vir my op 'n stadium, kom ons ons praat eintlik oor transaksionele verhoudings. Transaksieverhoudings. Ons almal ken 'n transaksie. Dus ons elke dag in ons lewens besig met 'n transaksie. Waar jy werk is 'n transaksie. Transaksies wat oorgaan in kontrakte, maar die kontrak verwoord maar eintlik die transaksie wat ons aangegaan het. Jy weet in die ou dae van my lewe, voor die tyd van penne en papiere, en later van tyd toe daar penne en papiere was, maar ook nie so beskikbaar was nie, het ons 'n transaksie met mekaar gesluit, 'n ooreenkoms met mekaar gesluit, by wyse van 'n handdruk. Ek gee jou my woord, dat ek die transaksie wat ek met jou sluit sal eerbiedig. En jy sê vir my eintlik dieselfde met hierdie handdruk, dat ek dieselfde sal doen. Die transaksie eerbiedig. Dat ek my aandeel binne in die transaksie sal byhou, en ek glo, as jy vir my sê, dat jy ook die transaksie sal waarde heg aan, deur jou deel by te hou.
'n transaksie is daar baie komponente wat 'n rol speel. Hierdie komponente word saamgevat in 'n kontrak, wat beide later dan onderteken. Dis nou waar die crux in kom. Dis waar die crux in kom in terme van transaksies, in terme van 'n verhouding met ander mense, en in terme van ons verhouding met God en God met ons. Dit maak nie saak wat se transaksie jy in hierdie lewe sluit met wie ook al nie. Die wêreldse verstaan en die wêreldse begrip van 'n transaksie is, dit moet 'n voordeel inhou vir my. Dis mos die wêreldse verstaan, is dit nie? Ons dink 'n bietjie byvoorbeeld aan 'n bank. Die transaksie wat ek met 'n bank aangaan, moet 'n voordeel inhou vir my, maar die bank wil ook 'n voordeel hê uit jou uit. Is dit waarop ons geloof en verhouding met God gebou is? Transaksies. Gaan dit die transaksie vir my daaroor, wanneer ek in 'n verhouding staan met God, dat daar 'n voordeel is vir my. En as die voordeel nie daar was nie, en as ek die voordeel trek uit die verhouding nie, wat maak ons dan? Dis wat transaksionele verhoudings inkom, transaksionele geloof. En ek het net lekker gesels oor hierdie saak. En ek het baie daaroor gebid. Maar wat sal jy sê is die mees belangrikste? Wat is die kardinale van 'n transaksie? Wat sal jy sê wat is die mees belangrikste in terme van 'n transaksie? Wat sou jy meen, waarop berus die eerbaarheid van 'n transaksie? Wat bepaal die waarde van 'n transaksie? Ongelukkig vir eeue een van die vroegste tye in die Bybel af, en ook in wêreld tendense, word transaksies bepaal deur 'n finansiële voordeel basis en waarde. Terwyl dit eintlik gaan oor om die transaksie te eerbiedig. Die inhoud van die transaksie na te kom. Jou deel en die ander persoon hulle deel. Jy sien, ons staan in 'n transaksionele verhouding met God, waar geloof 'n transaksie is. Sodra die pop op die fan stryk, dan hou ons God verantwoordelik. Dink maar byvoorbeeld aan 'n huwelikstransaksie. Die belofte eintlik is so eenvoudig soos dit, wanneer jy trou beloof aan mekaar, is die belofte ek sal jou lief hê en jy vir my. Dis al
alwaaroor dit gaan. Dat ek trou sal bly aan jou en my liefde vir jou. Want as ek nie trou bly in my liefde vir jou nie, en wie jy vir my is nie, en ek vir jou nie, gaan jy rondloop. En jy gaan nonsens aanjag. Want ware troue liefde, sy prioriteite is totaal en al anderste. As transaksionele liefde. Transaksionele liefde sê vir jou, wat bring ek na hierdie huwelik toe? En ons begin dit meet in geld en allerhande waardes. Terwyl dit gaan oor ware liefde en die byhou van die inhoud van 'n transaksie en 'n belofte. Ek sal jou lief hê. Liefde lei na sorg. En belê ons deur liefde in verskeie aspekte in mekaar se lewens. En staan ons deurdikkend by mekaar. Die kern van 'n huwelikstransaksie is dat ek jou sal lief hê. Met alles binne in my. En wanneer een persoon die ooreenkoms nie eerbiedig en nakom nie, verloor hierdie transaksie geloofwaardigheid. Die langtermyn van hierdie verhouding word beïnvloed. En die duursaamheid van die beklinkte transaksie word in gedrang gestel. Want die goeie getrouheid, die goeie eerlikheid en die goeie uitvoering van jou aandeel is nie meer daar nie. Wanneer jy 'n transaksie met iemand aangegaan het, wat maak dat jy weer teruggaan na daai persoon toe? Goeie transaksies is bedoel om langtermyn verhoudings te wees. Is dit nie? Jy sien, die finansiële komponent wat aan dit gekoppel word, is kortstondig. Die eerbied wat aan die transaksie geheg word, deur die inhoud van daardie transaksie van jou belofte by te hou, is die waarde. En geld kan dit nie koop nie. En weet jy wat? Waar partye nie die transaksie eerbiedig nie, verloor selfs die finansiële komponent sy betekenis. Of is die finansiële komponent die enigste rede waarom jy in 'n transaksie ingaan? En soos ek nou hier voor u staan, nou. Kom die Here en hy lê in my hart en hy vra vir my, vir wat is jy bereid om jou siel te verkoop? In hierdie wêreld word allerlei transaksies aangegaan tot voordeel. Ek praat van korrupsie, om duidelik te wees. Waarvan die wêreld vrot is. In terme hiervan het die Here baie tekste in my hart gelê, waarvan Galasiërs 3 die teks is waarby ek gaan stil staan. En
terwyl van die tyd gaan ek nie alles lees nie. En dan gaan ek net enkele gedeeltes daaruit lees. Jy kan later die res gaan lees. Ek begin by vers 1. Hy sê, julle Galileërs, is julle dan sonder begrip? Wie het julle verstand benevel? Hoe die Afrikaans ons seker gesê het, beduiwel. Wie het jou kop deur mekaar gekrap? Jesus is toch duidelik, Jesus is toch so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis sien hang het. Net een ding wil ek weet, het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Nou wil ek net hier 'n sin net by sê. Moses het die 365 of 66 of hoeveel wette daar nou ook al nou mag wees, maar goed, het ook so gegroei, ingestel om die mense te begelei, want dit het kort verval. Maar later in die volk Israel het hierdie wette van Moses, die Alfa Omega geword, het hulle God geword. Met ander woorde, hulle het later begin leef volgens dit, en geglo dat hulle self hulle saligheid kan veroorsaak. En Paulus vra hier vir hulle, is julle deur die Gees van God aangeraak, deur die wet te onderhou? Of deur die evangelie te glo? En dit is 'n belangrike vraag, want wat sê die evangelie? Die evangelie is Jesus Christus, en wat verkondig Jesus Christus? Liefde, genade, barmhartigheid. En wanneer jy liefde, genade, barmhartigheid doen, en leef met opregte hart, met liefde in jou hart, soos 1 Korintiërs 13 vir ons dit sê, dan verander dit alles. Dan lei God se Gees jou. Word jy aangeraak terwyl jy ander aanraak, en word hulle aangeraak deur God. Hy sê, is julle dan sonder begrip? Julle het met die Gees begin. Nou sê hy, nou wil julle uit julle eie krag eindig. Was al julle swaar kry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toegerus en kragtig onder julle werk, hy doen dit omdat julle die wet onderhou, of omdat julle die evangelie glo. Hy vra hier deur Paulus, waarom doen jy? Gaan dit oor God in jou hart? Of gaan dit oor wette wat jy byhou, om jou eie saligheid te bepaal? So was dit met Abraham ook. Sê hy so, hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek. Ek spring na vers 8 toe, aan die einde van vers 8, waar hy praat van Abraham. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowiges, gelowige Abraham geseën word. Vers 11. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek is duidelik. Want hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie oor geloof nie, vers 12, maar oor die daad wat daar staan. Hy wat doen, wat die wet sê, sal daardeur lewe. Vers 14 aan die einde. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang, wat God beloof het.
Vers 16. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomelinge gegee. Daar staan nie nakomelinge aan nakomelinge nie meer as een nie, maar aan jou nakomeling. Net een. En hierdie nakomeling is Jesus Christus. Vers 21. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Die ou vertaling sê, eintlik 'n mooi woord, hy sê stellig nie, maar die vertaling 83 sê beslis nie. As 'n wet gegee was, wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou mense inderdaad vrygespreek kon word, op grond daarvan, dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul, alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sal aanbreek. Ons was dus onder toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sal word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop van Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand 'n Griek, of 'n Jood, of slaaf, of vrye man of vrou is nie. In Christus Jesus is ons almal een. Ek kan seker die woorde hier bysit, oud en jonk, klein en groot. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Tot sover uit die woord van die Here, wie 'n kind van die Here is, luister na die woorde van die Here. Hulle doen moeite met sy woord as ook met hulle verhouding met God. Kom ons sing hierdie lied terwyl die kindertjies wat vanoggend hier is uitgaan vir die kinderkerk. Marika, jy gee kinderkerk nie. Baie dankie. Ek dink ons kan dit saamvat as ons sê dat God se belofte, as ons wil dink in terme van transaksie en die kontrak wat God met ons sluit, die verbond, en die woorde daarvan, ek sal julle God wees, julle sal my volk wees, julle sal my kinders wees, my seuns en dogters. En hierdie sluit God met ons
maar eintlik met homself nog lank voor die skepping daar was. Nog lank voordat God die aarde gevorm het en daarna wat woes en leeg is omskep het aan 'n bewoonbare plek. Nog voordat hy my en jou gevorm het, voordat hy sy lewegewende asem by ons neus ingeblaas het. Genesis 2 vers 7. Maak hy die belofte daarvan, of daaraan, dat dit wat ek gaan vorm hier uit die modder, uit die stof en die water, dat ek dit wat ek vorm in my hande, ewig voor sal wees, vir altyd voor sal sorg. En ja, my geliefde broer en sussie, my lewe voor sal gee. Is dit nie so wanneer ons ook beplan om eendag kinders te hê, en waar jy in jou hart as 'n pa en 'n ma, nog voordat julle die kindjie sou verwek, die belofte in julle harte maak dat ek jou sal lief hê, dat ek vir jou sal sorg, ek sal regtig my lewe vir jou gee. En in gesonde ouerhuise is dit juis ook wat gebeur, geliefdes. Ons lê in der waarheid ons lewens ook af vir ons kinders op die ou ende. Ons sal onsself tekort doen om hulle te help. Vir hulle te sorg. Ek dink, terwyl ek besig was om oor hierdie goed te dink en te worstel, en toe dink ek aan 'n presidensiële leiwag. 'n Presidensiële leiwag gaan 'n transaksie aan met die staat waarin hy sê of sy sê, ek sal my lewe gee vir hierdie president. In die uitvoering van my pligte sal ek my lewe gee vir hierdie president. Natuurlik word die leiwag 'n salaris betaal en is daar komponente aan gekoppel in hierdie transaksie wat sê, as hy sy lewe sou gee vir hierdie president, dan sal sy gesin as hy een het versorg wees. Sal hy boet met sy lewe in hierdie proses. Ja, hy maak eintlik 'n transaksie waarin hy sê, ek sal my lewe gee vir hierdie man. Of jy nou met hom saamstem of nie, ek sal my lewe gee vir hierdie ou. En dan gebeur dit eendag waar jy voor hierdie president loop of langs hom loop in 'n hieplike oue gun uit. Skiet. En hierdie persoon sien maar die skoot gaan afgaan en dan spring hy voor hierdie president in en dit tref hom noodlottig. Jy sien, vir presidensiële leiwag gaan dit nie oor die geld nie. Want as dit gaan vir hierdie presidensiële leiwag oor die geld, skiet hom, kap hom, ek moet my pyn kry op die einde van die maand, klap hom. Jy sien, die presidensiële leiwag, is dit sy trots en sy eerbaarheid om sy lewe te gee. Respekvol. Is dit nie presies wat Jesus Christus vir ons gedoen het nie? Eervol sy lewe vir my en vir jou gegee. Sodat ons die ewige lewe kan hê.
ons eendag lekker op 'n lazyboy of strandstoel kan gaan sit, die groen gras en die goue strate en haleluja liedjies kan sing. Hy sterf vir jou en my, want hy het jou lief. So lief te midde van wie jy is en die foute wat ek en jy maak in hierdie lewe, dat hy genade aan my en jou betoon en sê, ek het jou so lief, dat ek jou vir ewig by my wil hê. In hierdie verbondstransaksie wat God met ons sluit hy dit eintlik met homself. En die woord van die Here praat ook daaroor as hy sê, God hou homself verantwoordelik vir die beloftes wat hy gemaak het. Hy is getrou aan homself. Hy is getrou aan wie hy sê hy is. Onder partykeer is ons getrou. Getrou wanneer ons sê, God is ons Vader en ons is sy kinders. Ek is 'n kind van die Here. Eerbiedig ons dit altyd. Jy sien in 'n geloofstransaksie en 'n verhoudingstransaksie met God, het ons verwêrelds geraak in dit. Dit gaan nie meer oor die etiek en die waarheid daarvan nie, maar oor dit wat ek uit dit uitkry. Kom ons noem dit 'n kitsbank transaksie. Jy deponeer geld daarin, kry jy 'n klein bietjie rente daarop, as jy gelukkig is. Nie by my nie, genade tog. Daai geld het skaars geland. Tik ek my paswoord in. Dan sal nie eens genoeg geld daarin partykeer om vir my 'n papiertjie uit te druk nie, want dit kos hulle geld om vir my 'n papiertjie te druk aan ink en papier. Daar sal nie eens genoeg geld in om 'n papiertjie te druk nie. Ek gooi sommer net op my skerm onvoldoende fondse. Maar kom ons bly maar binne die storie. In geloof en 'n geloofstransaksie gaan dit vir ons wat ons baie keer indeponeer in hierdie rekening in, en dan wanneer ons gaan, is die paswoord geloof, as ons geloof het, is die paswoord geloof, en tik die paswoord geloof in, en dan trek ek dividende daaruit. Met wie is jy besig? Met mammon. Nee, met God nie. En ek sê vir u male sonder taal, as jy uitstap vanoggend, en jy het nie 'n behoefte om 'n verhouding met God te hê nie, maar 'n behoefte aan enigiets anders, as ek besig met nonsens. Jy moet hier uitstap, en 'n verlangende behoefte het, om 'n verhouding met ons lewende God te hê. Jy sien, ons is in die geloof besig met hierdie wheel and deal. Die beginsel van saai en maai het ons 'n verwêreldse beginsel gemaak. Die transaksionele beginsel. En ek self skuldig daaraan, ons is almal skuldig daaraan. Laat ek nie veralgemeen nie. Ek is soms skuldig daaraan.
Joshua jou hier met 'n geldjie. So my ou maat, ek weet jy kry swaar. Wil ek hier so staan? Here, jy moet 'n bietjie iets insit nou, maat. Ek het hierdie ou 10 gegee. Jy moet my 20 gee, ou maat. Jakob se gebed in Genesis 28:13 staan daar: Ek sal u seën met alles waarmee u my seën. En daarvan sal ek vir u 'n 10de gee. Verlede Sondag vir u gesê, daai lotto gebede. Here, as ek hierdie lotto wen, gee ek vir u 'n 10de. Wat dan van jy gee vir God die 90 en jy hou die 10de? Sien, transaksionele verhoudings. Al baie vir u gesê, en ek sê dit by baie huweliksbevestiging, ek sê dit vanoggend. Die gedagte van as armoede by die voordeur inloop, loop liefde by die agterdeur uit. Dan was al nooit liefde nie. Dan was die transaksie tussen jou en God nooit gebou op liefde. Tussen jou en jou vrou, die persoon met wie jy 'n vennootskap aangaan, dat ek jou sal lief hê tot die dood ons skei. Nooit gegaan op liefde. Die gedagte wat ek in die middel lê, my geliefde boetie en sussie, waarmee is ek en jy besig? Is ons besig met 'n transaksionele geloof? Of 'n transaksionele verhouding? Wat gebaseer is op wêreldse waardes? Of staan ek en jy in 'n verhouding met God? Eervol, opreg, eerlik. Jy sien, ek gaan dit nie nou lees nie. U kan dit self gaan lees. Maar gaan lees bietjie Psalm 50, as ek nou die dag oor hom gesels ook. Gepreek. Maar op Psalm 50 kom die Here en sê, 'n offer van jou wil ek nie hê nie. 'n Wêreldse offer. Ek van jou vra, is jou hart. Hy sê, eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle vir my offer? Drink ek die bloed? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. En betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Dit is die liefde te leef in hierdie wêreld. En dan sê die Here self in hierdie Psalm 50, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy sal my eer. En hoe lyk die uithelp? Hoe lyk die uithelp? Waaraan koppel jy uithelp? God sê ek sal jou help. Ek sal vir jou sorg. Al het jy ook niks in hierdie lewe nie, en dan vergaan jy en self verloor jy jou lewe en jy sterf. Selfs al gaan jy deur hierdie lewe met baie pynvolle ervarings. Onthou jy nou die dag toe ek, was dit nou 1 Timoteus of 2 Timoteus 5, ek kan nou nie onthou nie, waar die Here gekom het en hy sê in vers 3 in daai gedeelte, ek sal vir jou en ek seën jou, jy is besprinkel met die bloed van Jesus. Maak nie saak wat gebeur nie. Jy is kind van God. En niks kan jou uit sy hande ruk nie. Maar dan kom die lewe en hy pluk my rond aan my kuif. En dan begin ek te twyfel. En my wiele val af. En ek begin God blameer vir goed wat hy nie aan jou doen nie. Ja, die Vader wys ons tereg. Maar maak ons nie sleg. En
en hanteer ons nie sleg. Ons leef en ons sterf in sy hande. Die Here help ons. Selfs om te sterf baie keer. Jy ken die gesegde van sê nood leer bid. Ons het ons daarmee groot geword. Nood leer bid. Here lê soveel goed in my hart. In elk geval. Paniek. Hierdie Psalm 50 sê hy gaan jou verantwoordelik hou vir die beloftes wat jy maak. Hou jy verantwoordelik vir die transaksies wat jy met hom sluit. En ek is jammer om te sê, my en Kluis, ons hou nie altyd by die beloftes wat ons maak nie. En as jy paniek nog bybring, paniek versaak die ooreenkoms. Jy sien geliefdes, is niks in hierdie lewe wat jy kan doen nie. Dis nie geloof in 'n verhouding met God, is nie 'n transaksie nie. Kitsbank transaksie nie. Waarop jy vir banktransaksie of vir beleggingstransaksie. Sake transaksie. Ek gee vir jou iets en jy gee vir my iets. Ek krap jou rug, jy krap myne. Ek is vriendelik met jou want jy kan vir my iets doen. Dis ek nice met jou. Ek respekteer iemand net omdat hy vir my iets gaan gee. Dien God net as hy my gebede beantwoord. My gebede. Met my behoeftes. Jy sien, hierdie tipe van transaksies is voorwaardelik. Terwyl ons liefde vir mekaar en ons liefde vir God en God se liefde vir ons gebaseer is op onvoorwaardelike liefde. Onvoorwaardelike toewyding. Ek sluit af hiermee. Staan ons in 'n transaksionele verhouding met God? Soos wat die Here dit aan ons verduidelik het, transaksioneel in terme soos wêreldse beginsels? Of staan ons in 'n onvoorwaardelike verhouding met die Here? Hy is my God en ek is die kind. En dat hierdie innerlike waarde van self getuig, dat God my God is en ek sy kind is. En dat niks hierdie onvoorwaardelike opregtheid van hierdie verhouding kan beïnvloed nie. In die oomblik as jy goed meet aan materiële waarde en finansiële uitkomste, sal dit so lank hou as wat jou pay hou. Van die einde van die maand tot die einde van die aand. As die transaksie tussen jou en God gaan oor finansiële welvaart, sal God altyd tekort skiet en jy sal voel jy skiet tekort. Kan ons waarde meet aan liefde? Die vorige keer vir u gevra. Kan ons liefde as 'n entiteit op die aandelemark gaan plaas? Kan ons 'n geldwaarde daaraan koppel, 'n kapitale waarde daaraan koppel?
en opregtheid en eerlikheid. En wanneer ons in hierdie lewe kom en sê, Here, ek het niks om vir U te gee nie, waaraan meet jy dit? Want jy en ek is nie niks nie. Want God sê, jy is my alles. Wat 'n verhouding staan ek en jy met die Here? Is ons besig om transaksiekies met God te sluit, of staan ons in 'n lewende verhouding met God? God het een keer gesê, ek sal jou God wees, en julle sal my kinders wees, een keer. Wat hy deurvoer, tot waar Jesus aan die kruis sterf, opgevaar het na die hemel en weer sal kom. Ek sê, God wees, en julle my kinders. Kan ek en jy aan die einde van die dag sê, wanneer die tyd kom en ons voete vorentoe sit, of die Here weer kom, dat God my God is, en ek is sy kind. Net dit. Die waarheid lê in jouself. En die waarheid lê tussen jou en God. En jou intensies in hierdie lewe sal die bewys wees van die intensiteit waarmee jy iets benader. Gaan dit oor iets terugkry? Of gaan dit oor, ek het jou lief, want jy is my alles? Dit lê by jou. Ek hoop jy het gehoor wat die Here in ons harte lê. Mooi hoor dat ek net nie iets los nie. Ek gaan net hierdie sê. Wie is jou leier? En wie is jou God? En dan wie hou jy vas? En na wie luister jy? En waar lê jou uitkomste in hierdie lewe? By wie? Psalm 146 van vers 3 sê, pas op, nie op mense vertrou nie. Hulle planne gaan tot stof. Pas op, om te veel op mense slaap te maak. Menslike uitkomste te soek. Kan jy van die wal af van die sloot help? Pas op. Wees gewaarsku vir die transaksies wat die wêreld met jou wil sluit. Die wêreld wil jou uitbuit. Fokus op jou verhouding met God en dat hy jou lei. En jou doen en laat in die besluite wat jy maak. Pas op vir die wêreld. Pas op vir die brullende leeu. Hy lyk ook om transaksies te sluit. Pas op. Wees versigtig met wie jy kontrakte aangaan. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die verkondiging. Aan die einde van hierdie teks kom die Here en hy sê, Paulus sê, dat ek en jy gedoop is. Ek wil dit net weer lees. Deur die geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Almal. Want julle almal wat deur die doop van Christus
word deur die doop van Christus verenig. Het nou deel van Christus geword. Maak nie saak of iemand Griek of Jood is, slaaf of vry, man of vrou is. Kind, volwassene, ou mens, maak nie saak nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle nakommelinge van Abraham, wat in geloof gehandel het, en erfgename kragtens die belofte van God. Dit sal nie verander nie. Dis hoe dit is. Terwyl jy net soos, kom ons sing hierdie baie bekende lied, ons sing altyd by die doop, kom ons sing dit met die betekenis wat die Here vanoggend in ons hart gelê het. Baie dankie. Hierdie woorde, Here, wat ons gesing het, is woorde wat ons met 'n opregte hart bedoel ook. Maar Here, ons kan nie dit wat ons sê en wat ons bedoel by uitkom as U nie ons help en krag gee nie. Heilige Gees, Abba Vader, Jesus, soos Paulus, ons broer wat voor ons hierdie aarde gestap het, ook bely het, die goeie wil ek doen, maar die slegte bly ek doen. Hoor ons harte wanneer ons dit ook vanoggend bely. Ons probeer, maar dan is dit ook die woord wat sê, as die goeie wil daar is. En Here, ons goeie wil is daar.
En ons bedoeling in hierdie lewe is nie om die een oog op U te hou en die ander oog op ons dade en dan 'n ander oog te hou op die ewige lewe en die prys nie. Wanneer ons opreg voor U kniel vanoggend en ons verstaan wat U vir ons sê, dan nader ons na U toe, Here. Want ons wil U van harte regtig lief hê. Sonder bybedoelings. Sonder die bybedoelings van wat kan ek kry uit hierdie transaksie. Maar net met 'n opregte hart. U lief hê. En so ook onsself. En ons naaste soos onsself. Hierdie wêreld is stikkend, Here, want ons is besig met transaksieverhoudinge. Wêreld sit goed. En Here, U werk nie met ons so nie. U werk nie met ons soos wat die wêreld met ons werk, as jy die transaksie nie kan byhou, as jy die betalings nie kan byhou, dan boor ek vir jou nie. Ek sal vir jou in die grond intrap nie. Ek sal jou goed vat. Ek sal jou breek. U handel met ons volgens U liefde. En ja, Here, U vermaan ons ook. Maar soos 'n goeie pa, om ons op die regte plek te bring waar ons moet wees. En die woord sê ook, in 2 Korintiërs 4:7, Here, waar U kom sê, ek sal jou nie in die grond vertrap nie. Ek sal jou nie op die grond neergooi nie. Dis U wat ons ophelp. Aba Vader, en ek lê vandag aan ons voete neer, die woorde wat U in my hart gelê het. Deur die werking van U Gees. Maak ons attent daarop, want waarmee is ons besig? Wanneer ons sê ons glo in U, ek is 'n kind van U. Maak ons attent, Here. Maak ons attent daarop. Opregtheid van ons hart is die rede waarmee ons tot U nader dan. En soos Psalm 139 sê aan die einde, deurgrond ons harte en maak seker, Here, dat ons nie op die verkeerde pad is nie. Dit gaan alles oor U. Waar die hemel is en hoe dit daar lyk en wat ook al op hierdie aarde gebeur. Niks kan ons uit die hande ruk nie. Maar so ook is daar niks wat U uit ons hande sal ruk nie. Die band van ons liefde teenoor U, die werking van U Gees en die krag wat U gee daaraan, is te sterk daarvoor. En so ook U liefde vir ons. Dankie, Here, dat ons kan staatmaak daarop dat U in hierdie reis, in elke transaksionele wêreldse dinge met ons is. En help ons deur die werking van U Gees om met U ook te bly. Soos Johannes 10 sê, U is die ingang en die uitgang. U is die goeie herder. En Here, as U ons lei soos Moses sê, as U ons nie lei nie, gee ons nie die volgende tree nie. Ons stap net saam met U, tot eer van U, uit ons liefde vir U. Hoor ons harte, as ons dit voor U bely volg. Amen. Liefdes, ek wil vra dat U sal opstaan en die seën van die Here ontvang en ook so die seën van die Here sal uitspreek.
is waarend seker, die Here sal gaan waar u gaan, en die Here sal u nie in die steek laat nie. Die Here salf jou en die Here seën jou. Gaan in sy vrede. Gaan in die vrede van die Here en gaan wees 'n salwing en 'n seën vir hom tot eer van hom. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy salf jou en hy seën jou. Gaan in sy vrede. Amen. Geliefdes, so mooi Sondag vir u. Dankie vir die moeite wat u gedoen het om saam te kom kuier. Daar's koffie en tee daar agter vir die van u wat dit wil drink. Verskoon my dat ek vanoggend nie saam met u gaan kuier ook nie. 'n Geseënde Sondag vir elkeen.